Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom by die Rockfight Rugby podcast reaksie video. My vriend Arie Hougaard is terug uit Amerika uit. Hy's herstel, sy stem is terug, alles is lekker. Ons het hier op Jette Koole gesit en wag vir die Springbok span. En na verskeie uitstellings en afstellings en uitskuive en opskuive en alles, hier is die span nou. Arie, welkom terug. Wat is jou eerste indrukke? Ja, dankie MW, lekker om terug te wees. Wel, die eerste ding wat mense oog vang is Sia se 100ste, so wel gedaan. Dit is 'n groot oomblik. Partykeer lekkerder as die manne in Suid-Afrika regkry, dan maak hulle 'n bietjie meer daarvan, maar die vreemde gaan hulle seker ook mooi na hom kyk. So dis 'n groot prestasie en ja, interessante is 'n bietjie te wagte. Ek dink twee posisies wat ek miskien so met die eerste gesels kan noem dalk. Ek het gedink Pollard sal ten minste in die 23 wees, en siende ook wat hy vir hulle beteken vir die Bokke beteken het in 2023. So dis weer Libbok op die bank en Sasha wat begin. En dan op loskop het ek verwag dat Steenekamp sal begin. Boan Venter sien ek is die man wat begin daar. Die Franse het 'n groot klomp sterk manne, groot manne wat hulle daar gekies het. So dit is moeilik om te sê hoe Boan nou gaan vaar, maar ten minste is daar nou stewige en swaar slot om rondom hom te help. Maar die eerste ding wat my oog gevang het is Sia se 100 en dan ek dink hulle gaan vir Pollard mis. Ek sou vir Pollard in hierdie wedstryd weer so 'n bietjie nader in 4 gebring het, maar ek dink vir Rassie seker 'n plan A, B en C. Wel, gepraat op plan A, B, C. Weet, Rassie se staatmaker go-to guy, as ek nou maar so wil kan sê, Kwagga Smit. Waar is hy? Ja. Hy is nie op die bank nie, hy is die beginspan, hy is nêrens nie. Ja, dit is ook 'n verrassing, jy's reg en hulle het nou vir die hybrid Estreisen daar ingesit. So nog steeds het ek my bedenkinge daar. Ek dink ons vroeër ook gepraat. Ek dink amper vir my gedagte rondom dit is dat jy wil jou volgende beste flank of losspeler hê. Die veelsidigheid beteken wel vir jou baie, maar dan wil ek hê daai man wat wel dan sê maar as 'n tipe van 'n man 'n hybrid genoem word soos Estreisen moet goed genoeg wees om op toetsvlak Springbok span te kan speel op flank en ek is nie seker of dit die geval is nie. Ons weet hy kan dit op senter doen. So ek dink hy leer om nog daar te speel in op die flank. Groot genoeg is hy, fisies is hy goed genoeg, al die dinge, maar dis 'n posisie wat jy maar jaar in jaar uit en seisoen in seisoen uit en Saterdag na Saterdag moet speel om regtig te weet wat daar aangaan. Dit is net om op URC vlak of op provinsiale vlak dit te kan doen. So ek is nog nie lekker oortuig of daai regtig die roete is om te gaan nie. Maar nou ja, kom ons kyk maar hoe gaan dit met Estreisen, maar ek dink ook Kwagga sal gemis word. Die voorspelers reserves, dis amper 'n bloubil vaste 5 wat hulle daar gaan opbring op 'n stadium van voor hy as jy ek tel nou maar vir RG nog as 'n bloubil eintlik. Ja, hy is eintlik 'n bloubil. Hy was 'n affies geweest, dis altyd 'n bloubil. Ja, wat verseker, hy's wel affies daar om die draai en bloubil en letterlik oor die straat man, magtig. Hy oor die straat. So daar's 5 bloubulle wat daar in die vaste 5 gaan opkom op 'n stadium sommer so op een slag. So ek dink daar's soos die Engels sê cohesion, daar's manne gaan mekaar ken en lekker om vir Grobelaar nou op daai vlak ook te sien dat hy gaan speel. Maar dis 'n sterk voorraad wat mekaar ken. So lekker wees as Steenekamp en Wilkou opkom saam met Grobelaar en Roan en RG ook later. So ja, dan tot vir Estreisen as tipe van seker kyk maar hoe beserings gaan. Maar hy sal seker maar moet gaan flank speel op 'n stadium. So dit is dis 'n ding wat interessant is, maar dis die een ding wat my bietjie pla MW dat ek weet dat hy dink vooruit. Ek weet dit is kreatief en ek weet dis waarskynlik 'n roete om te gaan om vooruit te dink. Maar dan wil ons sê dat hy moet 'n flank op hy vlak wees, maar kom ons kyk, dalk bewys hy my verkeerd teen die Franse Saterdag. Dit sal goed wees as hy dit reg kry. Maar ek gaan nou vir jou vra, weet of ons regtig kan bekostig om hierdie wedstryd te verloor of ons okay gaan wees met 'n paar eksperimente. Jy weet, gaan as die Franse die satisfaksie gee om wraak te neem of nie, jy weet, daai tipe dinge, maar wat vir my opvallend was, omdat Kwagga nie daar is nie, is daar 2 slotte op die bank. Dis eintlik half ongewoon, né? Ons het gesien die Franse het hulle span aangekondig en soos ons vriend Johan Jordaan gesê, dis 'n makropak, reuse klomp slotte, sterk groot slotte daar. Hy vermoed hulle het verloot in die beginspan ingebring om daai ouens se gewig 'n bietjie teen te werk. En dis dalk hoekom Rassie hierdie keer gewag het om die span aan te kondig. Hy het intendeel nog 'n uur later aangekondig as ons almal verwag het. Asof hy half gewag het vir die span, die Franse span. Toe sê die Springbokke se persbeampte, hulle is nog nie gereed met die grafika nie. Toe dog, weet jy wat? Die grafika is eintlik al lankal gewoonlik reg, jy weet. En hoe lank vat dit nou om die grafika te doen? Ek vermoed hulle het waarskynlik tot 20 minute terug nog gesit en potlood skerp maak en hier en daar. En dit is vir my bietjie kommerwekkend. Dis bietjie reaktief, dink jy nie?
Ja, dit lyk so ek dink die rede wat gegee is spesieus soos jy sê, want in die tye waarin ons lewe ook en daai spanne word eintlik maandag bekend gemaak in die kleedkamer of in die spankamer. So daar kan veranderings wees so kort voor die tyd. Dit is moontlik dalk is daar iemand wat dalk 'n bietjie van 'n kwal of 'n besering het. Dis moontlik, maar ek lees hierso van die Franse media het gesê dat Rassie het op sy social media het hy die Franse span gesê wat hy gaan speel in 30 minute voor die tyd, maar ek dink dit is daai span wat gister per ongeluk deur 'n Franse media groep uitgelek is, het toe presies so aangekondig. Dus ek het die span wat Rassie ook gesien het. So dit is maar soos hulle sê, maar mind games wat bietjie gespeel word. Ek dink dit kan wees dat hulle vinnig die slotte verander, dat Roan dalk aanvanklik in was en dat hulle dit omgeruil het. Dit is moontlik. Dalk is Kwagga en Esterhuizen se geval ook iets om na te kyk, maar ja, ietsie is daar verander. Ons sal nie sommer weet tensy Rassie na die tyd eerlik is wat gebeur het, so ons nie presies kan weet wat daar gebeur het nie, maar ja, teen die Franse weet dit is nou die eerste wedstryd sedert 2023, so dis wel natuurlik nou motivering. Ek het so na die geskiedenis gekyk, interessant en weer dat hoe verbasend min ons te mekaar gespeel het eintlik, want 2017 het die Franse in Suid-Afrika 3 toetse kom speel. Suid-Afrika het al 3 daai baie gemaklik gewen, nie soos 35-12, 35-17 sulke tellings heeltyd. En toe in 2017 ook teen hulle gespeel in Europa. So eintlik sedert 2017 daai toer met ons maar 4 keer teen hulle gespeel in 8 jaar. So dit is eintlik baie min dat ons teen hulle gespeel het. En net ene verloor in Marseille 2022 en dit is Baans vir Pieter Steff rooi kaart en hy het vir Fourie ook afgestuur op 'n stadium. Ek dink Dupont was ook afgestuur op 'n stadium, so dit was daai wedstryd. Maar ja, ek dink die Franse sal motivering kry uit 2023, maar jy kan dit ook net so ver vat, weet, as jy nou sê jy wil 'n tipe van 'n wraakwedstryd doen. Daai motivering vat jy net so ver en jy kan nie op die man gaan nie. Jy sal nog steeds verdien wat jy wil hê uit punte uit en so voort. So jy kan effens motivering wees uit die kleedkamer uit, maar ek dink is meer die media en die manne op die paviljoen wat dit nou gebruik en dis maar 2 jaar later groot wedstryd, maar ek dink ons gaan vir Oxen Che ongelukkig mis en ons gaan vir Jan Hendrik mis. Ek dink hy het ook baie goed begin doen, maar veral vir Oxen Che. So loskop veral teen die span soos die Franse. So ek dink daar gaan baie druk op Boan Venter wees. As hy dit gaan moontlike wedstryd wees wat ons hoop hy net soos die Engelse sê kan maintain ten minste. Weet hy ek dink jy moet verwag dat ons dit dalk stukkend gaan skram vanuit daai kan weet dalk gaan hy ook vir ons effens verras, maar Boan Venter in die wedstryd wat ek hom gesien het, is dit hy het goed geskram, maar hy is nie so dominerend soos Ox verseker nie. En Thomas de Tooy ook het nie sleg geskram nie, maar dis asof Wilco Louw wanneer hy opgekom het meer van 'n effek gehad het. Ons het van ons meeste strafskoppe in die skrams gekry met Wilco op vaskop, Ox op loskop. Ja, sy opkom kry 'n strafskop. Dis altyd so, ja. Ja, verseker. So met Ox glad nie daar nie. Wilco gaan net 20-25 minute speel. So ons ek dink ons sal daar moet regmaak dat die skrams baie gelyk gaan wees. En dan moet ons staat maak op 'n gevestigde agterlyn. So dit het ons wel. Ja, so die skrimskakel is lekker ervaring met natuurlik op Reindag op skrimskakel en Sasha op loskakel wat nou ook sy voete begin vind, dink ek. Ervaring in die middelveld, dit is altyd goed, weet jy, daar vir Damian en vir Damian Lende en Jesse Kriel. En dan die agterste 3 is gevaarlik. Weet, dis manne wat weet hoe om teen Frankryk te speel. Weet Damian heel agter en dan Cheslin en Kurtley op die vleuels. So dit is baie dieselfde. Baie van die manne het gespeel in 2023. Almal sal onthou veral hoe Willems gesê het, maar hy gaan 'n skram vat nadat die bal op hom afgeskop is aan die kwart gebied. So dit sal die Franse dalk ook frustreer het, maar die span gewys, as ons so vinnig net na die span weer kan verwys, ek dink is 'n span wat die Franse kan aanvat. Loskop is die enigste een wat ek nou so 'n bietjie oor wonder, reserve met Esterhuizen en Effens miskien ook, maar die agterlyn is gevestig en sal goed kan doen teen die Franse. So ja, so hopelik kan hulle opstaan en weer speel soos in 2023, maar ek dink nog steeds ons gaan vir Pollard mis. So ons maak nou weer ernstig dat almal ten minste se skoppersentasies hoog genoeg is om Saterdag te kan wen, maar dit gaan 'n arme stryd wees. Dit is interessant dat ek gepraat van daai 4 wedstryde net MW vinnig wat ons die afgelope 8 jaar gespeel het. Die tellings is verskriklik naby mekaar heeltyd. Die grootste ene was 4 punte in Marseille in 2022. 2017 Suid-Afrika wen 18-17. 2018 Suid-Afrika wen 29-26.
Dan 2022 verloor ons 30-26 en dan die 29-28 van 2023. So al daai tellings, daar's maar 2-3, 1.2.4 punte tussen dit. So waarskynlik sal dit Saterdag weer maar 'n arm druk wees, verseker. Okay, so na daai drie toetse wat hulle na toe in Suid-Afrika toe gehad, 'n bietjie sleg verloor het dit baie nader aan mekaar gekom. Is interessant vir my. Hierdie is eintlik vir my die grootste wedstryde van die jaar, in my opinie. Ek het altyd nog Eden Park gaan wees, ons het nou nie gemaak in Eden Park. Vir my, en Harry en alle manne sê my saam, hulle dink Ierland se groot toets. Ierland is nie meer wat Ierland was nie. Hierdie toets gaan die manne van die seuns onderskei, as jy my vra. Ja, dit is Frankryk is 'n baie sterk span en hulle was in 2023 was hulle ook een van die sterkste spanne geweest. So dit was waarskynlik miskien 'n bietjie van 'n verrassing geweest dat ons hulle in daai kwartfinale gewen het in Parys. Weet 'n tuisspan is altyd 'n groot gunsteling. So Frankryk in Parys te wen. Ons rekord teen hulle snaaks genoeg is baie goed. Weet ek het nie besef dat ons al 46 keer gespeel. Hulle het maar 12 keer gewen, ons 28 keer, maar in die mees onlangse toetse, daar was 'n tyd wat hulle ons hele paar keer in Frankryk gewen het. So dit is moeilik. Ja, in Ierland, ek dink ook hulle het momentum verloor. Dit is asof hulle nie die span is wat hulle 2 jaar terug was nie. Ons sal sien hoe gaan hulle nou verder nog vaar, maar ek stem saam met jou, hierdie is 'n groot toets. Net vinnig in terme van die weer, die weer lyk of dit darm nie gaan reën nie. Dit reën deur die oggend en die middag in Parys Saterdag. Maar lyk met die tyd dat hulle afskop hier so 9 uur of later hulle tyd is dit is 12 grade, maar dis dan net bewolk, so dis nie meer reën nie. So, yes. Ja, 12 grade, so dit gaan lekker koelerig wees. Die maksimum is hier deur die dag 14 grade ergens so in die middag. So dis lekker koel en koud in Parys. Maar ten minste daar nie reën nie. So maar dit sal 'n harde stryd wees. Ek dink die voorspelers, jy het ook laas op 'n stadium genoem van die mega pak of die groot voorspelers van die Franse en hulle hou 'n gevaar in vir die Springbokke. So dat hopelik kan ons as 'n pak hulle ten minste in die oë kyk. Maar ons ervare manne, dis net daar op loskop. Ek sê dit nou vir die tweede of derde keer en ek wil nie vir Boan Venter nou afdraand kyk nie. Maar ek dink ons is deur die jaar was ons gewoond geweest met Steven Kitsel wat daar was, Oxenche wat daar was. So dit is daar so 'n bietjie meer blootgestel as in die verlede. Ja, ek weet Boan Venter was nie eens in die aanvanklike Springbok groep geweest hierdie jaar nie. Rassie het hom laat ingebring, onthou jy? Ja. En ek het nog vir Rassie die vraag gevra by die perskonferensie, weet hy is so gestel op die beleidingskamp en alles en hier kom Boan in en weet verduidelik hoe dit werk en alles. My punt is hy is nie die eerste keuse geweest. So ja, net vinnig oor Frankryk. Hulle het hulle die makropak en alles aangegaan, maar die grootste skok was hulle het hulle kaptein heeltemal uit die span uitgelaat. Gregory Alder, een van die beste losspelers in die wêreld, my vra. Skielik is hy nie eens in die 23-tal nie, maar jy sien daar's 'n bietjie van 'n storie daar agter. Vertel my. Ja, kyk, hy was die kaptein vir die Ses Nasies geweest en hy was hulle het hom gekies vir Nieu-Seeland, maar hy het gesê hy is beskikbaar nie en toe het hy begin stellings maak en gesê maar hy's nie gelukkig met die atmosfeer in die Franse kamp nie. So dit was in die Franse media en maar hulle het hom op die oomblik nie in die groep gekies nie. So ek dink sy kritiek het hom waarskynlik sy plek gekos daar. Hulle het vir Gil Ficou die senter het hulle weer kaptein gemaak vir Saterdag en hy was ook 'n kaptein in Nieu-Seeland geweest. Hulle het 'n onervare span in Nieu-Seeland gehad, maar Gil Ficou is 'n ervare man. Hy het al baie toetse gespeel, is 31. Ek dink hy het al soos 70-80 toetse vir Frankryk gespeel. Lekker groot ou, 191 meter, 100 kilogram. So hy's 'n sterk speler. Ek dink hy speel nou vir Racing 92, hy het lank vir Toulouse gespeel. Maar ervare 12. So goeie kaptein en hy het hulle natuurlik beïndruk in Nieu-Seeland. Dis die laaste keer dat hulle toets rugby gespeel het. Was in Nieu-Seeland met daai reeks wat hulle eintlik maar 'n verswakte span gevat het en eintlik baie kompeterend was. So ja, moeilik om te sê wat nou te wagte is. Hulle het natuurlik nog nie laas naweek gespeel nie. Ons het gespeel, Bokke het gespeel teen Japan. Maar ja, lyk my die Franse is mos maar so 'n bietjie ingestel om 'n mening of twee te gee en te sê daar was nog 'n speler op 'n stadium vroeër die jaar wat ook sy plek verloor het na 'n paar aantuigings, maar nog steeds 'n sterk span weet met Ramos op 15, Pinot op 14, Intemak op Louis BLB genade daai ou, ek's bang vir hom, ja. Nee, verseker, daar's 'n sterk span en miskien die verrassing is op 9 want hulle het vir Nolan Lagaré, ek dink hulle spreek sy naam so uit, het hulle op 9 gekies, hy's van La Rochelle. En nie vir Luku nie, ek wil van Luku wees, ja.
Ja, Maxine Luko was iemand wat die afgelope tyd gespeel het en dit is waar hulle dalk so 'n bietjie dunner kan wees want hulle is weer bederf met Antoine Lepont. So ons was bederf met sterk loskoppe, maar hulle is nou weer bietjie dunner met op skermskakel. Nie sleg nie, maar Antoine Lepont is net op Antoine Lepont is net op 'n ander vlak. So is interessant wees of Nolan Derry, hy saam met Roman Hintemak, baie goeie speler, lank beseer gewees. Ons weet sy pa was ook 'n goeie speler. So Frans is gevaarlik. Ja, dis so gevaarlike span. Hulle is gevestig. Ramos op soos ek sê op Jelagter is baie gevestig. Hy skop nie mis nie. So moeilike toets wees. Ek dink in 'n raserige skare. Ja, en 'n partydige televisie direkteur en alles weet hulle speel mos dieselfde goed oor en die skare raak opgesweep. Onthou jy dit? Hulle is berig vir daai tipe dinge, ja. Ja, nee, hulle het ek het hulle nie gesien speel daai 29-28 nie. Ek was al terug in Suid-Afrika, maar met die openingswedstryd van die Wêreldbeker was ek met genade daar teen die All Blacks. En wat hulle wel doen is hulle as daar ietsie lekker is nie, hulle almal fluit saam. Dis nog interessant. So hulle intimideer die skeieregter so half is een groot gefluitery. Maar ek is nog steeds van mening so die skeieregters probeer so ewewigtig as moontlik blaas natuurlik. Maar daai 50-50 beslissings baie keer vir die tuisspan, so intimiderende atmosfeer, dan moet jy maar sterk staan. So dit gaan maar weer 'n geval wees Saterdag. Die arme Ben O'Keefe is lynregter hierdie naweek, maar hy gaan daar lekker deurloop onder daai skare wat jy sê wat so fluit. Vir maar tyd gee want hulle blameer hom natuurlik dat hy Frankryk hy wedstryd gekos het in die kwart uit, is dit nie? Ja, daar's altyd emosies rondom dit en weet Suid-Afrika was vir kwaad vir Baans gewees na Marseille, maar het weer vrede gemaak voor 2023. So jy moet maar nie te kwaad wees nie. Ek dink die spelers en die afrigters en op daai vlak vind hulle mekaar weer. Maar die skare onthou maar die manne. Weet ek dink Bryce Lawrence sal nooit in Suid-Afrika kan kom vakansie hou nie. Ons sien nie die land kan inkom nie. Nee, selfs ons kinders sal hom onthou. So dis nie eers net ons generasie nie, maar dit is maar gelukkig ek dink hulle verkoop narkies daar in 'n stad Parc de Prance nie, so ek dink hy's dan redelik veilig. Hulle kan hom nou nie met harde goeders gooi daar nie. Maar hulle gaan seker met koue tabak gooi. Wat meer daai tabak wat hulle so kou. Hulle gaan mos bietjie kom daar. Met 'n Franse baguette of iets. Maar ja, die skeieregters is bepaald onder druk. Dit is so MW maar hopelik sal hulle Saterdag, ons spot baie keer oor stong in die kies, maar as hulle foute maak, het hulle net konsekwent na albei kante toe ewewigtig of ek het 'n vriend wat altyd sê dat hulle net konsekwent swak blaas. Dan kry jy 'n paar en hulle kry 'n paar, dan is dit ten minste na albei kante toe. Maar gaan 'n harde wedstryd wees. Hulle het 'n sterk span. Die Springbokke het natuurlik ook 'n gevestigde sterk span. Dit sal interessant wees om te sien, maar ek dink 'n voorspelerstryd gaan hard wees. En soos jy sê, daai twee slotte wat gekies is op die bank, wys dat ons verwag dat dit gaan maar 'n armdruk voorlangs wees. Armdruk, ja, ek stem saam. Alright, dankie vir dit. Was lekker interessant, altyd soos gewoonlik en ek wil dat ek hierdie video uitkry so gou as moontlik. Hoor wat sê die mense. Dit is lekker om te gesels. Bly eens terug man, dankie. Absoluut, lekker voorreg om te praat en go Bokke Saterdag. Ja, definitief, dankie man.